Hallo maatjies, vandag is dag 9 van die 10 dae van gebed. Die Heilige Gees is uitgestort. Welkom in die hart van die Nuwe Jerusalem, die groot hoofplein. Sê oraal vir Lukas. Kyk na die fonteine, hierdie plek is verskriklik mooi. Roep Lukas uit terwyl na 'n groot fontein met blompatrone in die middel van die plein hardloop. Daar is baie mense hier. Daar agter lyk dit soos 'n teater. En baie van die verlosters luister aandagtig na iemand wat praat. Sê Lukas terwyl hy probeer om alles op een slag raak te sien en te hoor. Ons moet soontoe gaan. Sê oraal en wys na die groot amfitheater. Daar is seker meer as 1 miljoen verlostes bymekaar. Kom ons wag 'n bietjie om met die persoon daarvoor te praat. Oraal, wat is daardie gebou daar? Vra Lukas en wys na 'n enorme gebou aan die een kant van die plein. By die ingang sweef die beeld van 'n oop boek bo op 'n pilaar. Ek sal jou later wys. Sê oraal. Dit is die rekordkamer van die hemel, waar elke mens wat op aarde gelewe het, sy lewensverhaal opgeskryf is. Op daardie oomblik klink 'n groot applous en 'n halleluja reg oor die plein. Die spreker het klaar gepraat, klim van die verhoog af en toe begin die koor van engele te sing. Kom, Sê oraal en vat Lukas se hand. Hulle hardloop amper terwyl hulle 'n man agterna sit wat in 'n wit kleed met 'n rooi rand onderdra. Hulle haal hom net agter die amfitheater in. Paulus! Paulus! Roep oraal. Wag vir ons. Ons wil graag met jou praat. Paulus draai om, kyk stip in 'n rigting en glimlag breed. Oraal en Lukas, is dit regtig julle? Vra Paulus asof hy hulle lankal ken. Wow! Sê Lukas en kyk verbaas na oraal. Hoe ken jy ons? My goeie vriend Stefanus het vir my vertel dat julle hom ontmoet het en dat julle mense soek wat op 'n spesiale manier deur die Heilige Gees gebruik is. Sê Paulus steeds glimlaggend. Toe weet ek sommer dat ek julle ook gou-gou sal sien. Paulus, dit is ongelooflik, sê Lukas opgewonde. Ek het jou altyd bewonder. Jy was so 'n goeie voorbeeld vir my op aarde, Ag, Lukas, sê Paulus sag. jou woorde beteken so baie vir my. Maar ek was maar net 'n gewone mens wat die eer gehad het om 'n soldaat van Jesus te wees. Nie net 'n soldaat nie, baie meer as dit. Sê oraal. Hy was die grootste leier in God se weermag wat nog ooit op aarde geleef het. Ag, vriende, julle prys my te veel. Lag Paulus. Maar die eer behoort net aan God, aan ons grootste leier Jesus. Net aan hom. Oraal wys vir Lukas 'n vers op die drywende glas. Romeine 8 vers 14. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Paulus, verduidelik asseblief vir ons. Hoe maak die Heilige Gees van mense God se kinders? Wat 'n wonderlike vraag. Sê Paulus. Dit is 'n diep geestelike vraag, maar laat ek probeer om dit eenvoudig te verduidelik. Elke persoon wat gedoop is, het die seën van die Heilige Gees ontvang. Op daardie oomblik begin die Gees stilletjies in hulle harte werk en hulle begin van binne af verander. So word elkeen wat Jesus as sy verlosser aanneem, gedoop word en probeer om soos hom te leef, 'n kind van God en deel van God se familie. Dis hoekom ons hier is. In die Nuwe Jerusalem is ons almal kinders wat Jesus aangeneem het. Die Heilige Gees wat uitgestort word, maak ons almal kinders van God. Sluit Paulus af. Dit was ook 'n bietjie moeilik, maar ek dink ek het verstaan. Sê Lukas terwyl hy sy kop krap. Ek is deel van God se familie omdat die Heilige Gees my verander het. Is dit reg? Heeltemal reg. Sê Paulus. Selfs ek is aangeneem. Kan julle indink wat van my sou geword het as Jesus my nie op die pad na Damaskus geroep het nie? Ek kry sommer koue rillings as ek daaraan dink. Kom ons dank die Here dat hy ons die eer gegee het om sy kinders te wees. Paulus, ek dink jy moet terug gaan amfitheater toe. Die verlostes roep jou. O ja, verskoon my vriende. My plig roep. Paulus knipoog vir Lukas en stap terug na die amfitheater toe. Paulus is 'n baie slim man. Op die aarde het God hom gebruik om selfs met konings en belangrike leiers te praat.
En hier in die hemel is sy vermoëns nog groter. Hy praat oor ongelooflike dinge, selfs saam met die engele. Almal wil hom hoor praat. Ek wil weer met Paulus gesels. Ek het nog baie vrae. Waarheen gaan ons nou, Oral? Na 'n plek wat jy baie goed ken, klein Lukas. Dit is vir my 'n groot eer om weer saam met jou te reis. Hallo maatjies, dis weer tyd vir my gunsteling deel van die lesie waar julle kan deelneem aan die boodskap. Verf of kleur die prent in waar Paulus met die mense in die Nuwe Jerusalem praat. Skryf in jou eie handskrif die volgende woorde in die blokkie. Ek sal my geliefkoeste mense uit die Bybel in die hemel ontmoet. Knip dan hierdie prentjie uit en sit dit op 'n plek in jou huis of in jou kamer waar jy dit elke dag kan sien. In jou gebedstyd vandag, maatjies, het ek vir julle 'n paar idees. Onthou om baie keer deur die dag te bid en om vir jouself asook jou familie en vriende te bid. Bid dat die Heilige Gees in jou lewe sal werk en jou 'n kind van God sal maak. En dan bid dat die Heilige Gees jou sal help om getrou te bly aan die familie van Jesus. Onthou maatjies, Jesus is baie lief vir julle en ek sien uit om julle môre weer te sien. Tata! Hierdie program is aangebied deur die Kinderbediening Departement van die Noorderlike Konferensie.